Dis Vrydagoggend en jy is ingeskakel by Herbou en wat 'n voorreg om met jou te kan gesels vandag. En ek praat met jou oor 'n baie belangrike aspek en hierdie is ernstig. Hierdie is ernstig want ek sien daar is 'n tendens wat die afgelope tyd so 'n werklikheid is wat so uitgedra word en hierdie tendens is dat mense glo en hulle verklaar dat Yeshua is nie aanbiddingswaardig nie. So hierdie is nogal 'n baie kommerwekkende aspek. Baie kommerwekkend. Want dit beïnvloed my en jou geloof. Want dis die fondasie van ons geloof is wie Yeshua is. Dis die fondasie van ons geloof. En ek weet dat met betrekking tot die tye waarin ons lewe, moet hierdie goed sy kop uitsteek, want ouens, ons lewe in die laaste dae. Dis 'n absolute realiteit. Kyk net so 'n bietjie wat gaan aan in die wêreld. Kyk so 'n bietjie wat gaan aan rondom jou en met die oorlog en met al hierdie goed en ons weet en ons sien dat ons is in die laaste dae. So in die laaste dae sal daar dan natuurlik valse predikers opstaan, valse leraars, valse profete. Daar sal anti-Christe sal opstaan oor hierdie laaste periode. So dis 'n absolute werklikheid. So dis waarmee ons te doen het. Maar wat belangrik is dat dit nie jou geloof moet begin beïnvloed nie. Want mense het aannames in terme van Yeshua wat onbybels is. Want die woord kom leer my presies wie Yeshua is. Ouens, kom ons keer net terug na sy woord toe. Dis so eenvoudig. Dis so eenvoudig. Kom ons keer net terug na sy woord toe. Maar jy sien, daar is soveel anti-Christe alreeds in hierdie wêreld. En die woord praat daarvan. Ek gaan vir jou 2 gedeeltes gee uit die woord uit. Eerste gedeelte is in die boek van 1 Johannes, hoofstuk 2, vanaf vers 18. En hy sê, kinders, dit is die laaste uur. En ek het dit nou net vir jou gesê. En soos julle gehoor het, dat die anti-Christ kom, bestaan daar ook nou baie anti-Christe. Waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons af is nie en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Met ander woorde, as ek en jy die Gees van die lewende God het, ons het die Gees van Yeshua in ons, dan beteken dit, jy gaan nie om die bos gelei word deur die feit dat mense sê dat Yeshua is nie God en hy is nie aanbiddingswaardig nie. 1 Johannes hoofstuk 4, en hy sê hierso vanaf vers 1, hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, dis gees met 'n klein lettertjie, met ander woorde, glo nie elke persoon nie, glo nie elke prediker nie, glo nie elke leraar nie, glo nie elke profeet nie, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit Elohim is, want baie profete het in die wêreld uitgegaan. Nou hoe stel ek hierdie mense, die valse profete en die geeste op die proef? Hoe stel ek hulle op die proef? Deur die hand van die woord. Dis ook hulle op die proef stel. Want gaan kyk na Deuteronomium hoofstuk 13, Deuteronomium hoofstuk 13 gee vir my die openbaring van hoe 'n profeet en 'n ware profeet, 'n ware leraar, 'n ware herder moet optree. Gee vir my die raamwerk. En as ek nie hou by die woord nie, dan beteken dit ek het moeilikheid. Ek het moeilikheid. So, stel die geeste op die proef. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van Elohim, elke gees wat bely dat Yeshua, die Messias, in die vlees gekom het, is uit Elohim. Nou, wat beteken daai gedeelte? Wat glo, elkeen wat bely dat Yeshua in die vlees gekom het. Wat beteken daai gedeelte? Dit beteken dat Yeshua, wat God is gemanifesteer in die vlees. Dis wat dit beteken. So dit beteken dat die lewende God, Yahweh ons Elohim, het vlees geword en hy het in die vlees onder ons kom wandel. Dis wat dit beteken. So, as iemand nie glo, as iemand nie bely dat Yeshua in die vlees gekom het nie, is hy nie uit God uit nie. Dis wat die woord sê, en elke gees wat nie bely dat Yeshua die Messias in die vlees gekom het nie, is nie uit Elohim nie. En dit is die gees van die anti-Christ, waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou in die wêreld.
Nou gaan die woord verder, hy sê, julle is uit Elohim my kinders, en het die wêreld oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Weer eens, hy praat van die gees van God wat in ons is. Julle het die salwing van die Heilige Gees, en julle weet alles. Die gees van die lewende God, groter is hy in ons, as hy wat in die wêreld is. En as ek en jy besef wie Yeshua is, gaan ons nooit die fout maak om te sê, weet jy wat, hy is nie God gemanifesteer in die vlees nie. Gaan ons nooit die fout maak om te sê, maar hy is aanbiddingswaardig nie. Lees jou Bybel. Daar is soveel skrifte wat sê hulle het voor sy voete neergeval, hulle het hom aanbid. Daar is soveel skrifte. En hy het nêrens het hy vir hulle gesê, ouens, moenie my aanbid nie, ek is net 'n diensknegt. My nie aanbid nie. Hy het nêrens gesê nie. So dis baie belangrik dat ek en jy vandag by die fondasie van ons geloof hou. En die fondasie van ons geloof is die feit dat Yeshua is God gemanifesteer in die vlees. Want as hy nie God is nie, dan beteken dit my en jou verlossing beteken niks. Dan beteken dit dat sy bloed beteken absoluut niks. Dan beteken dit sy verlossingswerk wat hy gedoen het op Golgotha beteken absoluut niks. As hy nie God is nie, dan kan sy bloed my nie reinig en my verlos en my die gawe van die ewige lewe gee. Dan beteken dit ek is nog vasgevang in my sonde en ek het nie oorwinning behaal nie. So ongelukkig, ouens, my ervaring en dit wat ek beleef en dit waardeur ek gegaan het en my bekering en dit wat ek ervaar op 'n daaglikse basis sê vir my dat daar is 'n God in die hemel en hy het homself kom openbaar in Yeshua hier op aarde. Halleluja. So moenie laat ons die fout maak om enigstens te glo wat mense sê in terme van Yeshua, want dis die gees van die anti-kris. En ek en jy kan nie in hierdie laaste dae waarin ons lewe toelaat dat die gees van die anti-kris besit vat van ons lewe nie, want dan staan moeilikheid. Ouens, ons is in die laaste dae. So staan nou vas in jou geloof. Halleluja, staan vas in jou geloof. Moenie jou oor uitleen vir almal nie, want nie almal praat die waarheid nie. So wees versigtig. Ek wil jou waarsku vandag dat jy kan besef, maar ons het die woord en ons het 'n God in die hemel en ons het natuurlik sy gees wat ons lei in die absolute waarheid van God se woord. So mag jy geseënd wees, geniet jou Vrydag en ons gesels dan weer. Geniet dit, geniet jou Shabbat ook. Tot volgende keer. Shalom.